Die grafiek stel die verwantskap tussen potensiële energie en reaksieverloop van 'n sekere chemiese reaksie voor. Die aktiveringsenergie vir die voorwaartse reaksie is B, 2 kJ. As ons kyk na die potensiële energie reaksieverloop grafiek, dan verteenwoordig die piek van die grafiek die geaktiveerde kompleks. Nou, die verskil tussen hierdie piek, wat by 5 kJ is, en die energie van die reaktante, wat by 3 kJ is, dit verteenwoordig die aktiveringsenergie. So 5 minus 3 gee vir jou 2 kJ. Baie leerders maak die fout om bloot die waarde van die piek, naamlik 5 kJ, neer te skryf. Onthou, dit is die verskil tussen die piek en die energie van die reaktante. Net vir interessantheid, wat sou die aktiveringsenergie gewees het vir die terugwaartse reaksie? Nou, met die terugwaartse reaksie begin ons aan die regterkant en ons beweeg na die linkerkant. Die piek wat die geaktiveerde kompleks voorstel is steeds by 5 kJ, maar die reaktanse is nou by 1 kJ en ons moet daardie verskil bereken. So die aktiveringsenergie vir die terugwaartse reaksie is 5 minus 1 en dit gaan 4 kJ wees. So let daarop, vir die voorwaartse reaksie is dit 2 kJ, maar vir die terugwaartse reaksie is dit 4 kJ.